Goeiedag en baie welkom. Het jy al ooit hy gevoel gekry? Jy weet presies waarheen jou pad is in die lewe, maar dit voel asof iets onsigbaars jou net terughou. Jy probeer en jy druk, jy gebruik al jou wilskrag, maar op een of ander manier beland jy altyd weer terug by die begin. Wel, dis presies hierwaar 'n ongelooflike fascinerende benadering neurocoaching in die prentjie kom. So kom ons spring dadelik in en kyk presies hoe dit werk. Goed, kom ons begin by die heel basiese idee, die reis van verandering. Jy sien, enige doelwit wat jy vir jouself stel, of dit nou is om 'n besigheid te begin of dalk net om 'n bietjie meer selfvertroue te hê, dis basies 'n reis. Jy staan nou hier by punt A en jou droom is daar anderkant by punt B. Neurocoaching is spesifiek ontwerp om jou kaart en jou kompas op daardie reis te wees. En soos enige goeie reis, begin dit met 'n paar eenvoudige, maar baie kragtige vrae. En hier is hulle. Nommer 1, brutale eerlikheid. Waar is ek op hierdie oomblik? Werklik? Nommer 2, die visie. Waar presies wil ek wees? En dan, daai derde vraag, die groot een, die een wat ons almal in die nag wakker hou. Hoekom is ek nog nie daar nie? En dis op daai laaste vraag waar neurocoaching regtig inzoom, want die antwoord, wel, dis amper nooit so eenvoudig soos ons dink nie. Die woord coach self is eintlik 'n fantastiese leidraad. Dink aan hoe ons praat van 'n coachbus, 'n voertuig wat mense van een plek na ander neem. Wel, dis presies wat 'n neurocoach is. Dis die voertuig wat jou help om daardie gaping tussen punt A en punt B te oorbrug. Maak nie saak of jy uit 'n regtig moeilike situasie wil kom en of jy net daai volgende vlak van sukses wil bereik nie. Okay, so dit klink alles goed en wel, né? Maar as dit so maklik was soos om net 'n besluit om te verander, sou ons almal seker al ons droomlewe gelei het. En dit bring ons by die absolute kern van die probleem. Wilskrag op sy eie is eenvoudig nie genoeg nie. Ons almal het al daai nuwejaarsvoorneme gemaak met pure wilskrag probeer om 'n slegte gewoonte te los, net om 'n paar weke later te sien alles is weer terug by die oue. So, hoekom is dit so 'n stryd? En hierdie vraag sê alles. Want dink bietjie daaroor. As dit maklik was, sou ons almal reeds super suksesvol, fiks en perfek gelukkig gewees het, nie waar nie? Die feit dat so baie van ons sukkel, is die grootste bewys dat ware verandering nie net 'n bewuste keuse is nie. Daar is dieper, baie kragtiger magte onder die oppervlak aan die werk. En hier is hulle, die ware base wat die show aan die gang hou. Eerstens, jou emosies. Tweedens, jou intrinsieke gehoor. Dink aan hoe jy outomaties fietsry sonder om eers te dink daaroor. En derdens, jou onbewuste denke. En hier is die groot aha-oomblik. Solank jy net met jou bewuste, logiese brein probeer verander, ignoreer jy die 3 magte wat eintlik agter die stuurwiel van jou lewe sit. Ware verandering gebeur eers as jy hulle kan ooreed om van rigting te verander. So, as wilskrag en positiewe denke nie werk om met hierdie diep sisteme te praat nie, hoe op aarde kommunikeer ons dan met hulle? Dit bring ons by die mees deurslaggewende insig van die hele neurocoaching proses. En dit het alles te doen met die taal wat jy praat. Goed, onthou jy daai 3-manskap wat alles beheer? Wel, daar is een massiewe probleem as jy met hulle probeer redeneer. En hier is die kinkel in die kabel wat alles verander. Hulle verstaan nie woorde nie, glad nie, nie Afrikaans nie, nie Engels nie, geen taal nie. Jy kan vir jouself in die spieël sê, wees meer selfversekerd, tot jy blou in die gesig is, maar daai diep sisteme, hulle hoor jou eenvoudig nie. Jy praat die heeltemal verkeerde taal. Hulle taal is jou lyf. Hulle kommunikeer deur daai knop op jou maag, die spanning in jou skouers, die hitte wat in jou gesig opstoot. So, die groot geheim tot verandering is nie om harder te dink nie, dis om beter te begin luister na jou eie liggaam. Okay, so ons weet nou, ons moet met die liggaam praat. Maar waaroor presies moet ons praat? Watter spesifieke interne struikelblokke is fisies in ons liggame gestoor wat ons keer om vorentoe te beweeg? Nou, wat is hierdie groot struikelblokke? Jy dink dalk dis 'n ongelooflike komplekse web van honderde verskillende probleme en traumas. Maar die verrassende waarheid is, dit kom alles neer op net 3. Net 3 kernblokkades hou jou terug van waar jy wil wees. En hier is hulle. Nommer 1, jou streskapasiteit. Dit is basies jou vermoë om die druk en die eise van die lewe te hanteer sonder om te breek.
Nommer 2, jou selfpersepsie. Dit sluit daai diep vrese in, soos die vrees vir verwerping of die vrees vir mislukking. En nommer 3, jou diepste oortuigings. Dit wat jy glo oor jouself, oor ander mense en oor die lewe in die algemeen. En hierdie is die punt wat jy regtig moet verstaan. Hierdie struikelblokke is nie net idees wat in jou kop rondsweef nie. Hulle is fisies in jou senuistelsel ingebrand. Dis deel van jou liggaam se gehoor. En dis hoekom jy dit nie kan wegdink nie. Jou liggaam self klou daaraan vas vir lewe en dood. Nou, dit klink dalk 'n bietjie oorweldigend, né? Asof ons vasgevang is met hierdie goed. Maar dis juis hier waar die briljantheid van die neurocoaching oplossing inkom. Want hoe kan ons hierdie diep gewortelde fisiese patrone verander as ons reeds weet dat wilskrag nie die antwoord is nie? Die antwoord lê in 'n tegniek met 'n lekker lang naam, Multi-Level Neuroprocessing of sommer net MLNP. Maar moenie dat daai naam jou afskrik nie. Dink daaraan bloot as die spesifieke metode, die touerstaffie as jy wil, wat jou toelaat om daardie direkte gesprek met jou liggaam en jou senuistelsel te hê in die taal wat dit verstaan. En die proses is eintlik ongelooflik elegant in sy eenvoud. Deur NLP Plus te gebruik, help die coach jou om met jou liggaam te praat. En dit gee weer jou liggaam die geleentheid om al die jare so opgeboude emosies en beperkings en stres terug te praat. Die gevolg, dit lei tot spontane gedragsverandering. Dis nie iets wat jy hoef te forceer nie. Dit gebeur heeltemal natuurlik sodra die interne blokkade uit die pad is. En op die ou einde van die dag is dit waaroor dit alles gaan. Onthou jy daai gevoel aan die begin dat iets jou terughou? Wel, dit is daardie interne struikelblokke. Deur hulle uit die weg te ruim, word die pad uiteindelik oopgemaak sodat jy die doelwitte, die drome en die ideale wat jy vir jouself het, kan begin verwesenlik. En dit bring ons by die heel laaste en seker die belangrikste vraag van almal, een wat net jy kan antwoord. As dit wat regtig tussen jou en jou doelwitte staan, nie 'n gebrek aan wilskrag is nie, maar die interne fisiese struikelblokke, is jy gereed om hulle aan te spreek en om uiteindelik jou ware potensiaal te ontsluit?